Hallo, ons kuier lekker saam met die Droughtmaster sentrale klub en ek staan hier so saam met 'n paar manne wat na diepspore begin trap hierso en hulle het vinnig spoed gevang en ons het vandag lekker saam met hulle deur die kuddes gestap en veral na die jong vroulike diere gekyk, na die jong billetjies wat hier rondhardloop en ek is lekker saam met opgewonde. Ek het van Anton hierso langs my in Renier en ons gaan 'n bietjie by hulle hoor Droughtmaster waarom? Hoe pas dit aan hierso in hulle wêreld? En juist wat maak hierdie is so 'n interessante bees en lekker bees om mee te boer. Anton, baie lekker om dit te kan gesels Renier. Welkom en dankie dat ons hier kan wees en dankie dat ons die voorreg het om saam met julle te kan rondry. Dankie dat julle die moeite gedoen het om te kom. Ja, sê. Kom ons, ek wil gou so vers van julle het nie aangegaan en 'n groot hoeveelheid diere gaan koop nie. Julle het handjies vol gaan koop en gespoel en die lang pad gestap. Of die kort pad gestap as ek so kan sê. Wat is die rede agter dit gewees? Die rede is om die hele stoetery spoed te gee, om gouer by die groter getalle te kan uitkom, want ons moet dit maar doen. En ons het gesien die Droughtmaster se eienskappe is uniek en dit is ook hoekom ons ook dan vir Droughtmaster gekies het om dit as 'n stoetery te begin. Ons het begin so jaar of wat terug met Droughtmaster bulle en gesien dat die bulle is daar's twee eienskappe wat eintlik baie uitstaan en dit is die aanpasbaarheid en die ander ene is die erfbank. En die kalvers wat ons aangekry het, was absoluut het gelyk soos Droughtmasters en hulle het ook die eienskappe van die Droughtmaster wat baie mooi oorgedra is. En dit is 'n baie mooi veldbees, 'n lekker veldbees. En dit is waar die besluit gekom het, kom ons gaan stoet met hulle en teel ons eie diere en daar was eintlik nie veel van 'n ander keuse as om die embryo systeem te volg en dit so dan nou te laat realiseer. Ja. So 'n interessante wêreld waar jy hier boer Renier. Ons sit hier met die klipvelde hier agter ons, klip koppies as ek dit so kan noem. Hier waar ons staan is amper half van 'n vallei net hier agter ons. En dan is dit nog redelik suur ook as ek neem aan julle musiek omtrent 1000 mm of meer 'n jaar kry. Dit is nie net van 'n dier neersit nie. Julle moet sorg hierso vir diere. En ek neem aan julle het maar self hierso so 'n paar redelike bosluislare. Ja nee, Tinus, ek dink hier seker van die grootste bosluise in die land op oomblik, maar dit lyk nou so 'n paradys, maar weet middel Desember het ons nog 30 mm reën gehad en dit lyk nou so. Maar om my vraag te antwoord, dit is beslis hoe hierdie Droughtmasters wy in die koppe in, vreet die ou hout, vreet aan die karreebosse. In die nag as jy hier inkom en die flitse nie goed kom kyk wat kalf en die Droughtmasters vreet tot in die nag wanneer die ander beeste lê. Hulle is taaf en hulle stap hierdie koppe uit. Jy sal gesien en vandag ons boer maar eintlik ekstensief is perde en bakkies en sulke goed. Dit is nie maklik nie. En hulle word nie bederf nie. En hoe ons nou gesien het dat die Droughtmasters vir ons hier pas, daar was ander rasse wat ons gebruik het. En hulle het bietjie uitgeval die ander manne. Weet simpel goed, soos oogsiektes, hierdie gladde vel, die borsluisbeer baie makliker op hulle. Wil nou nie ander rasse afkraak nie, maar die sekere van die ander kruise het nie so goed gedoen nie, weet. En oogsiektes en daai goed en so. 'n bees met myself survive so. En ek dink juist daaroor gaan ons goeie bulle vir die kommersiële teelers in die mark hê, want jy moet hierdie goed gaan soek. Dan soek ons in 'n kamp van 40 hektaar of 80, jy gaan soek en jy soek van vanmôre tot vanmiddag om baie keer 'n koei te kry en sy daar bo agter die berg, jy weet, en dis vleie, dis graslande, dis van stoppels af, hulle werk op die stoffels, hulle werk in die vleie, werk in die koppe. Nee, hulle is taaf en taai. Maar jy nie gemengde boere hulle. Ek vinnig terugkom net by die genetika vandag. Julle het op 'n paar koeie besluit en 'n paar bulle wat julle van die begin af gehad het en ons kyk na die vers wat op die grond is dit daar dit wys dit werk. Die embryo programme, dit is nog deel van julle toekoms. Dit is saam met wat julle vas lê en julle het ook nou gesien wat werk regtig by julle en wat se tipe werk by julle. So ek neem aan julle het nog baie sulke planne. Ja, ons het van die begin af besluit om van die beste genetika te kry wat beskikbaar was en ons het dit ook so gedoen. En nou dat die kalvers aankom en die verse is nou so jaar en 'n half en 'n bietjie daar rond 'n jaar en 'n half en die jong bulle ook soos wat jy hier kan sien. En die besluit was reg. Ons het die genetika is reg
En as gevolg daarvan is ons diere baie mooi, uitstekende kwaliteit en ek is baie bly ons het daai besluit so geneem om dit dan nou so te begin ook. Dit is 'n bietjie dit kos 'n bietjie meer, maar ons pluk die vrugte nou. Maar jy kom ook baie vinniger by daai punt uit. As jy sommer 10 jaar maak, is die prys net een dalk goedkoper, omdat jy dalk akkurater teel, as mens so kan sê, die somme is klaar gemaak. Ja, dit sal beslis so wees, ja. Veilings en die goedjies, julle is seker nie meer ver weg om te dink, is binne 'n jaar of 2 ons dalk so 'n bietjie begin mik en iets aan mekaar sit nie. Tinus, ons sal graag op die 2026 se Nationals wil ons eerste pakkie diere daar opsit. So ons sal alle ondersteuning van al die boere waardeer en dit kan ek weer sê van die draadmaster teelers. As dit nie vir hulle was van die begin af, die ouens is nie synig om jou te leer oor die koeilyne nie, die ouens is nie synig om dit te deel nie. Ons is uitstekende, seker die beste beesboere in die wêreld en hulle help ouens wat inklim en niet en ons dank daarvoor. So ons sal nog ondersteuning volgende jaar op die Nationals waardeer, maar ek dink nie ons sal hulle teleurstel nie, ons sal maar sien. Sien uit na wat daar gaan gebeur. As maak seker jy kon kyk by Westhof en ek sê nooi uit, dat hulle jy hierso uitvat. Hulle vat jy sommer so op 'n game drive tussen die beeste en ek kon sien hoe lyk 'n kwaliteit draadmaster. Jy is natuurlik nie spyt wees nie. Tot 'n volgende keer. Totsiens.